Baie welkom by lesing 38, ons het nog 'n deel van die kerkgeskiedenis en ek hoop julle vind dit baie interessant. Dit is belangrik om so 'n bietjie te weet van die kerk en oor die kerk en ook dan God se hand te sien in die kerk deur die eeue heen en die jare heen en nog steeds in vandag se tyd. Ons wil 'n bietjie met jou praat vandag oor die verhaal van God se kerk deur die eeue. Maar as ons dit die tema kan noem, dan gee ek die tema uit Matteus 16 vers 18 en ek wil dit gou vir jou lees. En ek sê vir jou, hier praat hy met Petrus, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Hoor wat sê hy? Ek sal my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou, baie mense dink kerkgeskiedenis gaan net oor ou mense, dit gaan net oor datums, historiese geboue ensovoorts. Maar kerkgeskiedenis is eintlik die verhaal van God se trou. En ek wil hê jy moet nou mooi sien en hoor hoe ons God se trou in hierdie kerkgeskiedenis beleef. En dit wys ons ook Jesus se belofte, en hoe Jesus die belofte nagekom het en hoe hy dit nagaan kom of gekom het, ek sal my gemeente bou. Hoor wat sê hy? Ek sal my gemeente bou. Oor die eeue heen, oor die jare heen, het konings probeer om die kerk uit te wis, regerings. Ons sit vandag in 2026 met 'n regering in Suid-Afrika wat die kerke wil uitwis. Regerings het probeer om die Bybel te vernietig. 97 het hulle Jesus uit die grondwet uitgehaal. Is daar nie meer oor Christendom geskryf in die grondwet nie. Ons sien die valse leraars het probeer om die waarheid te verander. Maar kan ek vir jou sê, die kerk staan nog steeds vandag. Waarom? Hier is die vraag, waarom? Omdat Jesus die hoof is van die kerk. Omdat Jesus die hoof is van die kerk. As ons gaan kyk na die Ou Testament, Ou Testamentiese kerk, dan sien ons, die kerk het nie eers net begin, of het nie net begin in Handelinge, of eerste begin in Handelinge nie. God het alreeds in daardie tyd in die Ou Testament vir hom 'n volk afgesonder. Wie was daardie volk? Israel. Israel was die verbondsvolk, tot en met vandag toe nog. En wanneer ons gaan kyk na die Nuwe Testament, die Nuwe Testamentiese kerk, is dan op Jesus Christus gebou. Jesus stig sy kerk. Matteus 16 vers 18 sê, ek sal my gemeente bou. Nou die woord gemeente, wanneer ons kyk na die woord gemeente, dit beteken uitgeroepenis. Die kerk is nie net 'n gebou nie. Dis nie net 'n gebou of 'n plek van samekoms waar 'n mens kyk na die fisiese gebou nie. Nee, dit beteken uitgeroep. Almal wat kom is uitgeroep deur Jesus Christus. Die kerk is die mense wat deur God geroep is. Ons sien in Handelinge 2 wel Pinksterdag die uitstorting van die Heilige Gees. Wat 'n groot oomblik, wat 'n mooi belewenis, 'n oomblik waar ongeveer 3000 mense tot bekering gekom het. Die eerste gemeente word werklik daar gevorm, ja. En hulle het in die apostels se leer gebly. En ons sien dit, wat beteken dit om in die apostels se leer te bly? En ons doen dit nog steeds vandag. En vandag het ons gesien, daar die gemeente wat gevorm is, dit voer ons uit, dit doen ons en ons leef dit uit. Ons bid saam, ons gebruik saam nagmaal, ons help mekaar. Die evangelie word verkondig, uitreikings word gereël, doop word gedoen. En hier kom ons en dan sien ons die eerste model van die kerk. Die apostels leer ons ook en hulle versprei die evangelie, maar hulle leer ons ook hoe om die evangelie te versprei oor die ganse wêreld. En as ek gaan kyk na belangrike persone wat het ons geleer het, en dit is toch so belangrik, dan sien ons, dan kyk ons na Petrus, ons kyk na Johannes, ons kyk na Jakobus en selfs Paulus. Paulus kom en dan plant hy gemeentes. Paulus kom en hy plant die gemeentes. Ons sien ook hoe hy die gemeentes geplant het in Filippi en Korinthe en Efese, Thessalonika. En dan sien ons in Galasië en dan ook in Rome kom hy en hy plant dan die gemeente. Nou gedurende hierdie tyd word die Nuwe Testamentiese boeke ook geskryf. Van ongeveer 64 na Christus tot 313 na Christus gebeur iets in die kerkgeskiedenis. Daar kom 'n koning met die naam van, of 'n keiser, daar kom 'n keiser met die naam van Nero en hy begin die vervolging. Onthou, 64 tot en met 313 na Christus. Christene word gevange geneem. Hulle word gemartel. Hulle word gekruisig, onderstebo gekruisig. Hulle word selfs vir die leeu's gevoer. Maar baie mense in daai tyd, hoor gaan mooi, jy sal dink dit het anders te gewerk. Baie mense sterf
Hulle sterf eerder as om Jesus te verloon. En dis die vraag vandag, sal jy ook werklik sterf voordat jy Jesus sal verloon? Waarom het die kerk gegroei? En hierdie kerkgeskiedenis is baie belangrik om te sien, hoekom ek en jy is waar ons is vandag. Wat was die rede dat die kerk gegroei het? Omdat die mens die geloof van Christene gesien het. Wanneer die mens die geloof van jou sien, groei die onbekeerde, die ateïste, hulle begin dit aan te neem, jou vrug spreek van self. Hulle was bereid, hoor mooi, hulle was bereid om vir Christus te sterf. Die bloed van die martelare. Daarom is dit belangrik om te weet dat daar eendag 'n martelaarstroon gaan wees vir almal wat gesterf het ter wille van die naam Jesus Christus. Die bloed van die martelare het die saad van die kerk geword. En dit is wat geplant was. En dit is hoekom die kerk gegroei het. Christus is die hoof van die kerk. Wat gebeur toe in die jaar 313 is Christus na Christus? Daar kom 'n keiser met die naam van Konstantin, ja, en hy verklaar dat Christene vry mag bid. Daar verander dit nou weer so bietjie. En die vervolging stop. En nou begin daar nuwe uitdagings. En weet jy wat gebeur toe? En die kerk begin toe politieke mag kry. Sommige mense sluit aan nie omdat dit gewild was. Hulle sluit nie aan vir die regte redes of noodwendig uit ware geloof nie. Hulle sluit aan omdat hulle kan sien, hier kom 'n gewildheid. En toe kom daar 'n donker eeu. As jy al ooit gehoor het van die donker middeleeue, dis iets waaroor ek met jou wil gepraat. Hier ontwikkel baie gebruike wat nie altyd op die Bybel gegrond was nie. Probleme sluit in. Aflaatbriewe, korrupsie, onkunde oor die Bybel, en die Bybel was nie vir almal beskikbaar gewees nie. Hulle het dit gekeer. En God het steeds gelowiges bewaar om vas te hou aan sy woord, soos wat hy doen vandag met my en met jou. En toe in die jaar van 1517 kom daar 'n man, ons almal ken hom, Martin Luther. En Martin Luther kom en hy sien hoe mense begin wegbeweeg van die Bybel af. En hy skryf hierdie, of hy skryf sy bekende 95 stellings, en dis hoe die hervorming begin. In 1517, in die tyd van Martin Luther, begin die hervorming begin. Nou, ek gaan nou net so langs vir jou gee, ons sal later in die diepte van dit ook gaan. Maar oor die eeue heen, of oor die jare heen, stuur God hierdie groot herlewings in die kerk. Hy stuur groot godsmanne, godsname, en baie van hierdie wat ek uitgehaal het, ek het so 4 uitgehaal, wat vir my 'n werklike diepe betekenis het. Daar is John Wesley, daar was George Whitefield, daar was Charles Spurgeon, en dan D.L. Moody. En jy kan gaan kyk, jy kan gaan kyk presies ook oor wat hulle gebeurtenisse is, en oor die herlewing wat daar gebeur het, hoe hulle die evangelie verkondig het, en die waarheid ingebring het, en die kerke verander het, en hoe die groot herlewings deur hierdie manne in stand gebring was. Kenmerke van herlewing beteken dat daar bekering is, en hulle preek oor die bekering, hulle preek oor gebed en heiligmaking, om na heiligmaking te strewe. So wat kan ek en jy dan uit die kerkgeskiedenis leer? God is altyd getrou, hy bly getrou, tot en met vandag. God sal nooit die kerk in die steek laat nie, nooit. Die waarheid moet beskerm word, en dit is ook vandag my en jou werk om die waarheid te beskerm. Valse leer was nog altyd daar, valse leer sal altyd daar wees. Daarom is dit vir my en jou noodsaaklik, wat die kerkgeskiedenis ons leer, dat ons die woord van God sal leer ken, dat ons die Bybel sal leer ken. Handelinge 17 vers 11, ken julle ook, kom ek lees dit gou vanaf ons, dit is nogal baie belangrik dat ons dit gou saam lees, Handelinge 17 vers 11, julle ken hom baie bekend ook. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek, of hierdie dinge so was. Dit is belangrik dat ons die skrifte ondersoek en die Bybel lees. Hervorming begin altyd by God se woord. Dit hervorm jou. Wanneer mense terugkeer na die Bybel, en ek wil vir jou sê, ek dink ook om in 'n groot deel, dis waarom Suid-Afrika nie meer is waar hulle is nie. Jare terug, ons het so groot geword met die Bybel, ons het groot geword met diepe huisgodsdienst, stilte tyd.
Sabbat. Hoe heilig dit was, heiligmaking. Maar wanneer die mense terugkeer na die Bybel, bring God hernuwing. Hy bring hernuwing, selfs in jou huis. Elke gelowige het 'n verantwoordelikheid. Nie net die pastoor van die kerk, of die dominee van die kerk. Elke gelowige, almal wat sê, Jesus is my verlosser, my saligmaker, en my redder, het 'n groot verantwoordelikheid. En ons is nou deel van daardie geskiedenis, en dit is nogal lekker om te weet. Die volgende geslag, as ons nie meer daar is, die gaan eendag ook oor ons praat. Hulle gaan met jou praat. Jy gaan 'n oupa word. Jy gaan 'n groot oupa word, so die Here jou lewe lank spaar. Jy gaan 'n ouma word. En jy gaan diep spore trap, en hulle gaan oor jou praat. Hulle gaan sê, dit het my oupa geleer, dit het my oupa Groetjie my geleer. En dit is die waarde van die evangelie. Sal hulle sê, hy was so getrou in die woord, hy het die woord in ons gereeld gebring, hy het die woord en die waarheid oor ons gebring, hy het oor ons gebid, hy het oor ons geprofeteer in Jesus se naam. Opdrag, kom ek gee dit vir julle, baie kort vandag, nie baie lank, ek gee 5 vrae. Vraag 1, waarom kon die kerk nie vernietig word nie? En wanneer jy dit skryf die vraag en die antwoord en beleef dit en dank die Here ook met dit. 2, wat was die grootste gevaar vir die kerk? Vervolging of valse leer? Verduidelik. Verduidelik dit vir my. Skryf dit neer en verduidelik dit. 3, waarom was die hervorming so belangrik? Dank die Here vir Martin Luther wat dit gedoen het. Almal stem nie noodwendig saam met sekere goed van Martin Luther nie. Maar die hervorming, waarom was die hervorming so belangrik? 4, watter uitdaging sien jy vandag in die kerk? Watter uitdaging sien jy vandag in die kerk? Wat sien jy vandag? Nie wat sien iemand anders nie. Ek wil net graag hê, as jy sê, ek sien iets nie, of ek sien iets, skryf eerlik, antwoord eerlik, dis al wat ek vra. 5, hoe kan ons help om die waarheid van die evangelie te bewaar? Hoe kan ek en jy help om die waarheid van die evangelie te bewaar? Here, baie dankie vir die hervorming, dankie vir die kerk vandag. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie geskiedenis en so getrou nog steeds in die woord bly, om dit in die toekoms vorentoe te vat. Solank daar asemtuig is, solank daar herdersbloed in ons is, Here, sal ons vas staan op die woord en die waarheid. Amen. Geseënde diens vir julle, geseënde Bybelskool, geniet hom, gaan lekker saam met hom, die Here seën.